Ons gaan net nou ook 'n gebed intree vir almal wat gebed nodig het. Maar kom ons luister eers na die woord van die Here. Jy weet, as ons Bybel lees, as ons die Bybel bestudeer, is daar twee goed wat uitstaan en wat ons nou moet kyk. En die eerste een is, daar's baie goed wat vir ons vertel word in die Bybel. Daar word vertel van die skepping, daar word vertel van die groei van Israel, daar word vertel van die evangelie wat versprei is. En dan is daar 'n tweede gedeelte wat met ons praat, waar Christus en waar God self vir ons instruksies gee. Vir ons kom wys hoe om sekere dinge te doen en hoe om dit te implementeer in ons lewe. Maar baie keer dan sit ons in die kerk en ons bid saam met mekaar, ons gesels saam met mekaar en ons praat oor teologiese sieninge, teologiese leerstellinge en ons baie leerstellinge wat uitkom. Nou, ek gaan nie nou begin met 'n teksgedeelte nie. Die teksgedeeltes gaan ek invloei in die boodskap vanoggend. Maar ek wil met jou praat oor wat is dit en hoe tree jy op wanneer jy voor die Here staan om situasies in jou lewe na hom toe te vat, situasies te hanteer. As jy moet bid vir genesing vir iemand, of bid vir deurbrake vir iemand, dan is daar spesifieke riglyne wat die Here vir ons in die woord gegee het. Maar daar is ook ander riglyne wat in die kerk ingekom het, wat tradisie geword het. Ek gaan soms oor 'n paar praat vanmôre, maar ons woord vanoggend gaan wat beteken dit reg van die begin van die woord af reg deur tot in Openbaring oor die bloed van Christus. Want dis deesdae weer baie leringe wat uitkom, ou leringe wat kom, wat vir ons goed sê oor Christus se bloed, en die Bybel is baie duidelik oor wat dit is en wat dit nie is nie. So, ek het die laaste tyd, oor Suid-Afrika, oor ons omstandighede, oor die goed wat in die wêreld aan die gang is, word daar gesê, pleit Jesus se bloed oor daai situasie. Of roep Jesus se bloed uit oor daai situasie, of gebruik Jesus se bloed as beskerming. En as ons gaan kyk na die teologie hiervan, dan sien ons dat hierdie nie in die Bybel is nie. Nie een van hierdie stellings wat ek nou hier gemaak het, is in die Bybel. Met die ontstaan van die Pinksterkerke, en ek is nie vanoggend hier om kerke of individue of leerstellinge uit te haal nie, ek is hier vanmôre om die waarheid van die evangelie aan jou te verkondig. Met die groei van die Pinksterkerke in die 19e eeu, is hierdie sinsnedes wat gebruik is, wanneer daar vir mense gebid word. Dit was nooit deel van Jesus se leerstellinge, dit was nooit deel gewees van die apostels se leerstellinge. Dit was nie deel van die vroeë kerk nie. 1900 daar, met die uitstorting van die Heilige Gees in Azusa-straat, met die groei van die charismatiese beweging, is dit goed wat ingekom het in die kerk, en dit het vasgesteek as 'n tipe van 'n riglyn wat ons moet doen in situasies. Wat sê die Bybel vir ons oor hierdie tipe van goed? Want ons moet dit wat ons hoor, moet ons gaan toets aan die Bybel. En dit gaan oor die bloed van Christus. Wat is dit wat die woord van God vir ons sê oor die bloed van Christus? Wat is dit wat Christus self kom sê het oor die bloed? En dit gaan alles saamloop met sy naam. En ek wil
een van die skrifgedeeltes wat gebruik word, wat sê waar het begin het, hierdie sinsneer begin het, is net voordat die Israeliete uit Egipte uitgetrek het hulle opdrag gekry om 'n lammetjie te slag, bloed in die kusyn te sit. En dit word gebruik, roep die bloed van Christus uit oor jou beskerming. Maar dit is irrelevant, dit het niks daarmee te doen nie. Daai bloed was 'n teken gewees van die beskerming van God se oordeel, want wat daai nag gebeur het in Egipte, is dat God se oordeel oor Farao gekom het. En die eersgebore seuns is dood. Die eersgebore. Maar by die volk was dit 'n teken dat God daai huis nie met daai selfe oordeel gaan tref nie. En hierdie is 'n beginsel wat reg deur die Bybel gaan in die Nuwe Testament in. Jesus, hy praat baie oor sy dood, hy gesels met sy disippels, hy praat oor die dood wat hy moet gaan, oor die beker wat hy moet drink, sy liggaam wat hy sou gee, en sy bloed. En dan voor die kruisiging, en ek wil hê, hier is een van die teksgedeeltes, wat ons moet vasmaak in ons harte, waaroor gaan die woord van God oor die bloed van Jesus? Matteus 26 vers 28, waar Jesus die nagmaal instel, hy praat met sy disippels, hy sê vir hulle wat gaan gebeur, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond verseël word. Ek gaan net eers daar stop. Baie sê, die verbond wat God met die volk gesluit het, het begin daar by die Pasga, net voor hulle uitgetrek het uit Egipte uit, maar dit is nie die waarheid nie. Die verbond tussen God en die volk, is toe hulle by Sinaï gekom het, en God van hulle sê, ek verklaar, julle is my volk, julle moet my volg, en daar is 'n bloedoffer gebring. Nou kom ons gaan aan met hierdie, want dis my bloed, die bloed waardeur die verbond verseël word. En ek wil hier met baie mooi luister na die volgende deel. En wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Jesus kom maak 'n verklaring hier. Hy sê my bloed word vergiet. Dis 'n deel van die verlossings, die pakket wat God vir ons gee, die verbond, word sy bloed uitgegiet, sodat mense kan vrykom van sonde. Vergewing van sonde, dit is wat aan die kruis gebeur het, want God het vir Jesus kruis toe gevat, waar hy sy wraak oor hom uitgegiet het, vir die sondes van die mens. En dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die bloed van Jesus gaan. Dis vir my en jou sondes. Hy het betaal, hy het 'n duur prys betaal. Nee, hy verduidelik aan sy disippels wat dit is. En Jesus hy praat baie oor die bloed, en dit is geestelik. En as ons kyk sommer net na Openbaring, ook Johannes het maar geskryf, hy sien hierdie mense met die wit klere aan, en hy vra, wat gaan nie aan? Dis hulle, wat hulle klere gewas het in die bloed van Christus. Dit beteken nie dat fisies hulle klere gaan was nie. Daai oomblik, wanneer jy vir Jesus Christus aanneem as jou verlosser, aanvaar wat hy in die kruis vir jou gedoen het, dan word jy 'n nuwe mens. Jy word in die gees bekleed met nuwe klere. Jou vuil klere, jou sondige klere word afgewas. En dit is die beeld wat hier in Openbaring beskryf word. Dat hulle klere in die bloed van Jesus gewas, was nie fisies gewees nie, dit is geestelik gewees. En ons leer verder. Die Engels sê, they overcome him by the blood of Christ. Dit is dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, help ons om die vyand te kan teëstaan. Want eendag gaan ons in die hemel kom, en ons gaan 'n ewige lewe saam met Christus hê, saam met die Vader, saam met die Heilige Gees.
omdat ons hierdie beginsel deel gemaak het van ons lewe. En dan gebeur daar iets na Jesus se opstanding. Was hy vir 40 dae op die aarde, waar hy bedien het, waar hy geleer het, leerstellinge gegee het. Na sy opstanding is daar nie weer een keer wat hy praat oor sy bloed nie. Want dit was volbring aan die kruis. Dit is volbring. Eenmaal wat hy sy bloed vergiet het vir ons om vry te kom van ons sonde. Daarom is hierdie stellings van ek pleit die bloed van Christus oor my situasie. Dis klaar afgehandel. Dis klaar afgehandel. En Jesus, dit is volbring. Met ander woorde, ek en jy staan in daai verbond met God, dat omdat ons vir Christus aangeneem het, ons skoon gewas is van ons sondes. En dan is daar ander reëls wat intree vir my en jou, hoe ons lewe saam met die Here moet lei. Die apostels begin met hulle werk na die uitstorting van die Heilige Gees. Wat doen hulle? Hulle volg die opdrag van Jesus uit. Want toe Jesus al gelewe het, toe stuur hy die apostels op 'n staf net uit die 12 uit, maar hy het die 72 disippels ook uitgestuur. En wat hy vir hulle gesê? Gemaak siekes gesond. Dryf duiwels uit. En verkondig die koninkryk van God. Dit is die autoriteit wat hulle gekry het. Hulle kom terug en sê, Here, tot die demone onderwerp hulle aan dit wat ons sê. Maar elke een van daai persone wat daar uitgegaan het, wat onder Jesus sy direkte teachings gestaan het uitgegaan, die apostels, na Jesus hemel toe is, die uitstorting van die Heilige Gees, wanneer hulle vir mense bid, in die naam van Jesus. Paulus, Petrus, die vernaamde man, staan op, in die naam van Jesus van Nasaret. Almal, al die genesings wat plaasvind, Handelinge gee vir ons 'n beskrywing van die goed wat gebeur het, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Daar is nie gesê, pleit die bloed van Jesus oor. Daai sê goed was nie daar gewees nie. Handelinge 4 vers 12, daar is geen ander naam onder die hemel waardeur ons gered moet word nie. Ons word gered, ons word genees onder die naam van Jesus. God kom, na Jesus sterf en opstaan, kom God, en hy doen 'n fantastiese ding. Filippense 2, vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sou buig en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Dat Jesus Christus die Here is. That Jesus Christ is Lord. Sy naam is 'n spesiale naam. Ek praat nie van die naam Jesus of Yeshua, wat almal hom geken het nie, ek wil amper sê sy doopnaam. Hierdie naam wat God hom verheerlik mee. Want wat is dit wat hy van gee? Jesus kom sê, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. Ander woorde, God gee vir hom daai autoriteit terug. Hy gee vir hom dit in sy naam. En wanneer ek en jy bid in die naam van Jesus, dan bid ons daai autoriteit van Christus terug in ons situasie. Ons bid die autoriteit van Christus terug in ons. En as ek vanmôre 'n gebed hier bid,
Maar soos sê, as ons vra aan die Here, dat hy met wil moet wees, dan doen ons dit vanmôre. Vader, in die naam van Jesus, en in die krag van die Heilige Gees, vra ons nou, dat U die pad sal oopmaak, dat Willie vinnig huis toe kan kom. En dit sal so wees. Amen. Jy sien, hoe maklik is dit vir ons, om mekaar te kan bedien, om die Here te kan eer en loof uit sy woord uit. Ek wil nie vanmôre sê om te sê, pleit die bloed van Jesus oor jou, gaan jou hel toe vat nie. En ek wil vir jou sê vanmôre, daar's iets in God se woord wat vir jou gegee is, waar volgens jy dit moet doen, wat dit eintlik so fantasties is. Want Jesus sê, julle moet in my naam vra, want tot nou toe het julle nog nie gekry nie, omdat julle nie vra nie. Hulle het tog gebid, die apostels het tog gebid, hulle het vir die Here gebid, mense het gebid, maar hulle gaan oor daai verhoogde naam van Christus. Daai uitermate verhoging wat God vir Jesus gegee het. Dit is waarin ek en jy ons lewe moet lei. Dit is waar volgens ek en jy mekaar moet bedien. Ek wil klem lê vanmôre om mekaar te bedien, want dit is wat die Here van ons verwag. Dis wat hy van ons verwag. Wat is die instruksies? Wat is die instruksies wat ons gekry het, waar volgens ons dan moet bid? En asseblief, ons moet nie hier 'n tradisie hê van, dis nou punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5, punt 6. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Daar's hartsbeginsels wat die Here by ons gelos het. In die naam van Jesus, bid in die naam van Jesus. In Johannes 16 vers 23 tot 24 leer Jesus sy disippels om te bid, wat ek nou net vir julle gesê, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Wat sê Jesus hierso? Bid in my naam. Hy sê nie, roep my bloed uit oor die situasie nie. Die naam. Jy sien, want wanneer ek in Jesus se naam bid, dan het ek die volmag van hom af gekry om in sy naam te kan bid. Jesus het dit vir ons gegee, is 'n opdrag, wanneer julle dit vra dit in my naam. Die apostels, die disippels, Matteus 6, Jesus vir hulle leer om te bid, Here leer ons om te bid. Julle ken die Onse Vader gebed. Daar's 'n belangrike ding in dit opgesluit, wat ook gaan rondom Jesus se naam, wat gaan rondom God se wil. Jy sien, want as ek sê, in die naam van Jesus, dan beteken dit, dat ek los my wil uit, en ek staan terug, sodat God se wil kan inkom. Want Jesus se naam is God se wil, wat ons uitspreek oor ons situasies. God se wil, en toe hy vir sy disippels geleer het om te bid, het hy nie gepraat oor die bloed nie, hy het gepraat, en daar's 'n sin wat ek en jy in dit moet vat, want ons kan dit bid, dit is absoluut Bybels. Vader, in die naam van Jesus vra ons, dat vandag hemel en aarde by mekaar kom oor ons situasie. Jy sien, want God se wil in die hemel bepaal al klaar wat op aarde moet gebeur. En ons roep dit in ons situasie in, deur Christus eerste te stel, deur Christus se naam te gebruik. Filippense 2 vers 9 tot 11, gaan maak dit vas in jou hart. Sy naam wat God uitgelig het. Jesus is Jesus se persoonlike naam. Hy is die Christus,
die gesalfde Messias, die verlosser. En hy is die Here. Want dit is ook die titel wat God vir hom gegee het. Die uitlig. Die volgende ding wat ons kan doen, in ons situasies waar ons vir mekaar bid vir genesing, vir deurbrake en alles, is weerstaan die duiwel. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Wat is die belangrike punt hierso? Gaan nie daaroor dat die duiwel vir jou weghardloop nie. Dit gaan oor onderwerp jou aan God. In jou situasie waar daar siekte is of deurbraak is wat jy soek, onderwerp jou aan God, want God is die een wat die autoriteit oor daai situasie het. Daar's iets wat ek op 'n stadium myself skuldig aan gemaak het. En gelukkig het die Heilige Gees vir my op 'n baie mooi sagte manier ook om wys ek is nie heeltemal korrek in terme van die Bybel nie, want ek het baie maklik gepreek. Ek bid lewe oor jou situasie. Weet jy van? God is die enigste wat autoriteit het oor lewe. Ek het jy die autoriteit oor lewe nie, ons is nie die skepper nie. God is die skepper, hy skep, hy gee lewe, hy praat lewe. Dat ons hom kan vra om lewe te bring in die situasie. Want wanneer ons in daai omstandighede onderwerp aan God, kan die duiwel nie doen wat hy wil doen nie. Volgende een is trek die volle wapenrusting van God aan. Ek het hierdie week, het ek weer, was 1 of 2 keer wat ek 'n bietjie gevoel het, nou raak dinge 'n bietjie baie in die gees. En ek het net weer besef, ons is so vinnig om vir mekaar te sê, trek net die wapenrusting van God aan, dat ons vergeet, wat sê ons vir mekaar, as ons dit sê. Efesiërs 6 vers 10 tot 18, ek gaan nie preek maak daaroor nie, ek wil 'n paar goed uitlig. Eerste ding, gaan oor die waarheid. Staan dan vas, julle lende met die waarheid om God. Staan in jou situasie in die waarheid van die evangelie. En die evangelie is die waarheid, is Christus het gekom om deurbrake te gee. Christus het gekom om te genees. So staan in daai waarheid. Die borswapen van geregtigheid. Ek en jy moet in geregtigheid voor God staan. As ek Jesus se naam wil uitroep, sy naam is heilig. Sy naam is heilig. En ek moet dit in heiligheid uitroep. Ek kan nie net sommer kom vir die lekkerte hier en daar gou Jesus se naam uitroep oor 'n situasie nie. En dan die volgende ene, trek jou skoene aan, die bereidheid van die evangelie van vrede. Nie die evangelie om die evangelie te verkondig nie, die evangelie van vrede, om in situasies waarin jy beland, moet jy daai vrede, moet uit jou uitgaan. Jy moet vrede bring in ander se lewens ook. Die geloof is so belangrik. Ons het nie die reg om vir iemand te sê, hoor so, jy gaan nie genees nie, want jy het nie geloof nie. Hierdie geloof is die geloof wat ons in God het. Ons kan dinge raak sien in die gees, en ons weet dat God daai dinge bring, sodat daar verandering kan kom. Ons goddelike gedagtes, neem die help van verlossing aan, God se gedagtes. Wat is my en jou se gedagtes in situasies? Ja nee, hier gaan ons nou alweer, is nou weer 10 dae van droogte, en hier gaan die krag ook alweer. En dit gaan ook nie om op aandag te gaan staan en net positiewe goed te gaan uitspreek nie. Hierdie boomtakke wat hierdie drade so laat vonke maak, boom vrek en val. Nee, ons kan dit nie doen nie.
Dis ook nie hoe dit gebeur nie. Wat is God se gedagtes? Want ek vra in my lewe, Here, wat wil U hê? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen in hierdie situasie? En dan God se woord. Staan op God se woord. Die Heilige Gees het gekom om ons te herinner aan wat Jesus ons geleer het. Die Heilige Gees gaan nie 'n ander teologie vir ons openbaar wat teenstrydig is met die woord van God nie. Hy kan dit nie doen nie en hy gaan dit ook nie doen nie. So, om te sê ook, het 'n nuwe revelation. Nee, hy het nie 'n nuwe revelation nie. Jy sien net die woord van God op die regte manier. En dis wat hy wil doen. Dis wat hy met ons wil doen vanmôre. Toe ek gesê het, Here, nou hier is 'n moeilike onderwerp, ek gaan op tone trap. Dit my herinner aan die roeping wat hy op my lewe gesit het, om die waarheid van die evangelie te verkondig. Bly in die Here. En dan in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ek en jy het vrye toegang tot God. Toe Jesus aan die kruis gehang het die voorhangsel vir ewig geskeur. Daar is nie meer 'n voorhangsel waardeur ek en jy moet probeer kom om by die Here uit te kom, om by God uit te kom, by die Vader uit te kom. Want hy het dit klaar gedoen. Hy voorhangsel, ek weet nie eens of hy meer daai 2 stukke meer bestaan nie. Want dit gaan daaroor dat deur Jesus se gehoorsaamheid aan die kruis, ek en jy enige tyd na die Vader toe kan gaan. Dis tog wat Jesus ook vir ons gesê het, wat julle die Vader in my naam vra, het hy daarmee vir ons gesê, julle het die reg om na die Vader toe te gaan. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy het toegang, jy het direk toegang. En dan, die belangrike een, ek en jy moet vertrou op die voltooide werk van Christus. Christus was klaar hier gewees. Hy het klaar gedoen wat God hom gestuur het. As hy terugkom, is daar ander goed wat hy gaan doen. So ek en jy kan staan. Wanneer ons vir mense bid vir genesing, wanneer daar bevryding moet kom van demoniese magte en kragte, wanneer ons vervolg word, wanneer ons bid, dan doen ons dit in die naam van Jesus. Dit is die taal van die Nuwe Testament. Dit is wat Jesus ons geleer het, en dit is wat die Heilige Gees ons kom herinner. Jy het jou persoonlike verhouding met die Here. Jy weet wat aangaan tussen jou en die Here. En jy weet, jy weet wat die taal is. Ek het 'n taal wat ek met Marieta praat, wat ek nie met ander vrouens praat nie. Wat 'n taal tussen ons twee, dat ons mekaar verstaan. En dit is wat God met jou kom doen. Is daai taal tussen julle twee. Wat hy vir jou kom sê. Ek is beskikbaar. Ek is hier. So gemeente, ek wil vanmôre vir jou sê, ons kan 'n jaar lank preek, want hier's 'n klompie onderwerpe hier in hierdie boodskap van vandag. Maar as jy besluite neem, as jy moet bid vir situasies, dan het jy die antwoord in God se woord. Dis daar vir ons. En dis nie 'n 10-punt plan
wat ons moet deurgaan van stap 1 tot stap 10 nie. Dis God se hart wat hy vir ons kom gee het. Dis God se hart wat hy vir ons kom gee om vir ons te sê, al wat julle doen is, bid in my naam. Bid in my naam, die naam bo elke naam. Want God is die een wat die deurbraak gee. Ek en jy is daar om te bid. Die bloed is daar vir vergifnis en verlossing. Die naam van Jesus het die mag en die toegang na die Vader. En ons lewe daarom uit krag en uit die oorwinning wat Jesus reeds behaal het. En mag dit vir jou 'n aansporing wees om vas te hou aan die beloftes van God wat hy vir jou gee uit die woord uit. Om vas te hou aan sy liefde. Om vas te hou aan sy dae en wees. Om met vrymoedigheid na God toe te kan gaan met elke ding wat daar in jou lewe is. Sodat hy verheerlik sal word deur elke ding wat ons doen. Amen.